Goeiemôre geliefdes van ons Here Jesus Christus. Welkom vanoggend ook in die huis van die Here. Dis 'n voorreg om saam met hier te kan wees in hierdie oggend, om ook saam met hierdie woord van die Here te kan oordink. Geliefdes, as voorsang gaan ons saam sing Psalm 100. Psalm 100 vers 1, 2, 3 en 4. Juig al wat leef, juig voor die Heer, dien God met blydskap, gee hom eer. Ons sing saam Psalm 100, daarvan vers 1 tot 4, terwyl ons net so sit. Geliefdes, ons gaan geleentheid gee vir stilgebed, en na die stilgebed gaan ons staande saam sing die Onse Vader gesang 95. Nadat ons die Onse Vader as voorbereidingslied saam gesing het, kan die staande bly vir die fotum en die seën, en na die seën gaan ons saam sing gesang 237, gesang 237, daarvan vers 1 en 2 as loflied. Gesang 237 vers 1 en 2 as loflied na die seën. Maar geliefdes, kom ons sit net so, dan word ons stil voor die Here. Amen.
Die Here is koning, laat die volke bewe. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons gaan luister na die wet van die Here soos wat dit opgeteken is in Eksodus 20 en na die wet gaan ons saam sing Gesang 71. Gesang 71 daarvan vers 1 en vers 3 as skuldbelydenis. Gesang 71 vers 1 en 3 as skuldbelydenis en dan kan u ook die gesangeboek oopmaak by Gesang 84. Gesang 84 en ek sal die verse afkondig na die belydenis van ons geloof. Gesang 84 na die belydenis van ons geloof en Gesang 71 vers 1 en 3 na die wet. Geliefdes, kom ons luister dan na die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie,
Jy mag nie na soos 'n huis begeer nie. Jy mag nie na soos 'n vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, ons lees in Johannes 3 vers 16 en verder, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van eniggebore seun van God nie. Geliefdes, aan elkeen daaraan, wat met 'n ware berou en opregte geloof wil toevlug neem tot hul enigste verlosser Jesus Christus, aan hom verkondig die woord van die Here vergifnis van sonde. Maar elkeen wat die genade verwerp en in die sonde bly leef, aan hom verkondig die woord van die Here dat die toorn en straf van God oor hom sal bly, vir so lank as wat hy ook in die sonde bly volhard. Geliefdes, ons aanbid 'n genadige God, wat ons in liefde ontvang het en ons sy kinders gemaak het deur die Gees wat in ons leef. En daarom kan ons ook ons geloof bely en ons doen dit deur die woorde van die 12 artikels in ons harte saam te spreek. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, ons gaan saam sing gesang 84, daarvan vers 2 en 4 as belydenis van ons geloof.
Geliefdes, Here spreek met ons in hierdie oggend uit sy woord uit Johannes 20. Johannes 20 en ons gaan saam lees vanaf vers 19. Johannes 20 vanaf vers 19, die opskrif, Jesus verskyn aan die 11, ongelowigheid van Thomas. Ons lees saam Johannes 20 vanaf vers 19. En toe dit aand was, op daardie eerste dag van die week, en die deure waar die disippels vergader het uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. En die disippels was bly toe hulle die Here sien. Jesus het toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe. As julle die mense hulle sonde hou, dan is dit gehou. En Thomas, wat genoem word Didimus, een van die 12, was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy het vir hulle gesê, as ek nie in sy hande die merk van die spykers sien, en my vingers steek in die merk van die spykers, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. En 8 dae daarna was sy disippels weer binne, en Thomas saam met hulle. En Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was, en het in hulle midde gestaan en gesê, vrede vir julle. Daarom sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier, en kyk na my hande, en bring jou hand en steek dit in my sy, en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. En Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie, en tog geglo het. Nog baie ander tekens het Jesus voor sy disippels gedoen, wat in hierdie boek nie beskrywe is nie. Maar hierdie is beskrywe dat julle kan glo, dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo, die lewe kan hê in sy naam. Geliefdes, so ver die woord van die Here, salig is elkeen wat dit hoor, dit in sy hart bewaar. Kom ons word stil voor die Here, en ons bid saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, in hierdie oggend word ons klein voor U, met die wete U is die skepper van alle dinge, die onderhouer van alle dinge, en Here, dit is genoeg bewys dat U God is, dat U lofwaardig is, dat aan U toekom alle lof, alle eer en alle heerlikheid. Here, dankie dat U ons so lief gehad het, dat U Seun gestuur het, dat hy mens geword het, aan 'n kruis sy lewe gegee het vir ons, die ware offer, en dat hy opgestaan het uit die dood en die hel oorwin het, en dat hy leef. Maar Here, dat hy ook sy Gees gestuur het om in ons te kom leef en te werk. Here, as ons nader kom aan Hemelvaart, Here, as ons die weke aftel, die dae aftel vir die 40 dae, besef ons dat daar 'n groot opdrag wat U vir ons gee. Gaan wees my getuie. Maar die Here gee dit ons dat dit deur die geloof betroubare en 'n geloofwaardige getuie sal wees in hierdie wêreld. Here, dat U ons sal gebruik sodat die wêreld ook U sal leer ken.
Here, daarom bid ons, spreek nou ook. Lewer U self 'n geloofwaardige getuie vir ons, sodat ons die boodskap kan uitdra. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. In die 40 dae tussen die opstanding en hemelvaart is Jesus besig om sy disippels toe te rus om die groot opdrag te gaan uitvoer. En tog, as ons die Bybel lees, sien ons dat daar nie veel van hierdie 40 dae opgeteken staan. Die een wat die meeste daarvan skryf is sekerlik Johannes, en selfs hy gee vir ons net so 'n ou klein stukkie van die gebeure in daardie 40 dae. En hy skryf selfs daaroor in ons geleesde gedeelte in vers 30, lees ons, hy sê, nog baie ander tekens het Jesus voor sy disippels gedoen, wat in hierdie boek nie beskrywe is nie. En geliefdes, dit is nie 'n krisis nie. Want in vers 31 gaan hy verder en hy sê, maar hierdie is beskrywe dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. Daarom moet ons besef dat een van die grootste stukke gereedskap wat ons in ons kassie kan hê om hierdie opdrag te gaan uitvoer, is geloof. Ek moet glo in Jesus Christus, sodat ek 'n geloofwaardige, 'n betroubare getuie kan wees in hierdie wêreld, en selfs 'n oorredende getuie kan wees. Dink net so daaraan. As u by iemand 'n produk moet koop, kom ons sê 'n gifstof, maar die verkoopspersoon self vertrou nie die gifstof wat hy aan u moet verkoop. Hy self is nie oortuig dat daai gifstof sy werk gaan doen nie, sal u dit by hom koop? Ek dink nie so nie. Maar 'n verkoopsman wat oortuig is dat sy produk gaan werk, 'n verkoopsman wat vertrou het in sy produk en dit vir u so verkoop, sy produk koop ons baie maklik. Dieselfde kom by die getuienis van geloof. As ons vir iemand gaan vertel dat Jesus het opgestaan, maar ons glo dit self nie, sal hulle dit nie glo nie. Die geloofwaardigheid van 'n getuie lê dus in sy eie oortuiginge. En daarom sien ons dat geloof in die 40 dae tussen Jesus se opstanding en sy hemelvaart eintlik so 'n belangrike rol gespeel het. Dink maar net weer aan die vroue wat teruggaan na die graf toe. As hulle daar by die graf kom, dan is dit die engel van die Here wat daar op die steen sit, en hy sê vir hulle, die Here is nie hier nie, hy het opgestaan. Die vroue moet daar by die graf eers self die besef kry, dat die Here is nie daar nie, die Here het werklik gedoen wat hy gesê het, hulle moet daar tot geloof kom, sodat hulle vir die disippels in 'n geloofwaardige wyse kan vertel wat gebeur het. Vandag kry ons met dieselfde te doen, want die disippels word uitgestuur. Gaan wees my getuie, gaan vertel die wêreld van die opstanding, maar hulle moet eers self glo in die boodskap. Daarom verskyn Jesus aan die 10 van die 11 disippels daar in die bofortrek, agter geslote deure, in die middel van hulle vergadering, verskyn Jesus aan hulle. En nadat hy gegroet het, wys hy vir hulle sy hande. Hy wys vir hulle sy sy waar die spies hom gesteek het. Jesus lewer dus bewyse vir sy disippels dat dit hy is. Die gate waar die spykers hom deurboor het, die gat hier in die sy, is die bewys dat hulle werklik kan glo daarin. Hy is wie hy is. Hy is die een wat gekruisig is. Hy het opgestaan.
En nadat hy dit bevestig, dan stuur Jesus sy disippels uit. Ons lees in vers 21, dit sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Jesus stuur die disippels al hier om 'n getuie te gaan wees, maar hy laat hulle nie in hulle eie genade oor nie. Want hy blaas oor hulle sy asem uit. Ontvang die Heilige Gees, sê hy vir hulle. Nou geliefdes, hierdie is 'n besonderse gedagte waarmee ons te doen kry, want onmiddellik moet dit ons terugruk na Genesis 2 vers 7, toe daar waar God die mens gemaak het. Dan blaas hy die asem van die lewe in sy neus in. En die woord wat gebruik word vir asem in Hebreëus is ruach, en ruach kan vertaal word met asem, gees of wind. God het daar in die tuin van Eden die gees van die lewe in die mens ingeblaas, sodat hy leef. Hier in ons geleesde gedeelte, as hy sê, ontvang die Heilige Gees, die woord vir gees is pneuma. Dit word ook vertaal met asem, wind of gees. Wisselwoorde, op al twee plekke blaas God die lewe in die mens, en sodat die mens nou met 'n nuwe lewe, met 'n nuwe hart kan getuig. Dis daar wat die disippels tot geloof kom. Want geliefdes, geloof is 'n gewisse kennis en 'n vaste vertroue. En ons sê altyd, maar ek moet sien om te glo. Geliefdes, sien is nie glo nie. Om te sien is ek besig om inligting, om kennis bymekaar te maak. Die geloof word deur die Heilige Gees in my bevestig, deur die Heilige Gees wat hier oor hulle geblaas word, deur dit te ontvang, vestig God die geloof by die disippels, sodat hulle kan uitgaan en 'n geloofwaardige getuienis kan gaan lewer. Geliefdes, omdat die disippels glo, kan hulle die boodskap uitdra. En die geloofwaardigheid word selfs verder gevat, want die 10 disippels wat hierdie getuienis ontvang het, daar's 10 wat nou dit moet gaan uitdra. Tog moet ons besef, die Bybel is nie net 'n geskiedenisboek nie. Daarom moet ons vra, maar wat moet dit nou vir ons beteken, geliefdes? En daarom is hier 'n konfronterende vraag vanoggend. Glo ek waarlik in wat ek getuig? Glo ek in die opstanding en die lewe deur Jesus Christus? Is ek daarom 'n geloofwaardige getuie daar buite in die wêreld? Geliefdes, het ons al daardie ontmoeting gehad soos die disippels in ons geleesde gedeelte? En ek bedoel nie 'n fisiese ontmoeting met Jesus waar hy voor ons kom staan nie, want dit is nie so nie. Jesus verskyn nie aan elkeen wat tot die geloof geroep word en wys vir hulle die hand en wys vir hulle die sy nie, maar hierdie ontmoeting is veel meer as dit. Dis daar die geestelike ontmoeting wat ons met hom het, daar wat ons tot die besef geroep word dat hy is wie hy is. Dis soos Paulus op die pad van Damaskus, wat met die blindheid geslaan word en tog steeds die Here sien. Het ons hom al gesien? Lewe sy gees in ons, dat ons hierdie getuienis uitdra? Is ons geloofwaardig? Maar geliefdes, dan moet ons ook daarom eerlik wees. 'n Geloofwaardige getuienis gaan net so ver. Ons sien dit in ons geleesde gedeelte. Want Thomas,
wat ook genoem word Didymus, een van die 12 disippels, was nie daar toe Jesus die eerste keer aan hulle verskyn nie. Die eerste getuienis wat gelewer moet word, is deur 10 van die disippels teenoor Thomas. En hulle doen dit, hulle kom na hom toe en hulle sê met groot opwinding, ons het die Here gesien. Let net op hoe dit geskryf word. Uitroepteken agter. 'n beklemtoning van dit wat hulle sê, met sekerheid word hierdie getuienis oorgedra en steeds glo Thomas hulle nie. Nee, Thomas wil self sien waar die spykers vir Christus deurboor het. Hy wil self sy vinger daarin steek. Die ongelowige Thomas wil self sy hand in die sy van die Here steek. As hy dit nie doen nie, sal hy nie glo nie. Ten spyte van 'n geloofwaardige getuienis, glo Thomas nie. En voel ons maar nie soms of ons in hierdie situasie is nie. Ons verkondig aan die wêreld deur Jesus Christus. Ons praat oor die opstanding. Ons vertel vir almal ons is 'n geloofwaardige getuie. Uit die geloof uit wil ons dit aan almal verkondig. Maar nee, hulle soek bewyse van God se bestaan. Hulle soek wetenskaplike navorsing dat die opstanding werklik gebeur het. Hulle wil sien voordat hulle glo. En weet jy, die ironie is, die bewyse is daar. Ons kan net daar buite kyk. Die hele skepping is die bewys van God se bestaan. Die onderhouding daarvan is die bewys van God se bestaan. Elke persoon in hierdie wêreld, maak nie saak van hulle geloofsoortuiging nie, besef, daar moet iets groter wees. Tog is hulle so blind, dat hulle wil net nie sien nie. Hulle stel hulle self blind. En geliefdes, daarom moes Jesus ook aan Thomas verskyn. Want Thomas wou nie glo sonder om te sien nie. Hy het homself in hierdie blindheid bevind. En 8 dae na die eerste verskyning, verskyn Jesus weer agter geslote deur aan sy disippels. En nadat hy hulle gegroet het, roep hy vir Thomas, hy sê, bring jou vinger hier. En kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. Thomas wou sien. Hy wou voel. Die getuies van die disippels was nie genoeg nie. Geliefdes, is dit nie maar die situasie waarin ons ook is nie. Ons getuig en ons getuig en ons getuig, maar die mense wil nie glo nie, hulle wil sien en hulle wil voel. En dalk is dit partykeer nodig dat ons net ook, as ons klaar getuig het, moet terugstaan. Moet toelaat dat die Here self aan die mens verskyn, self dit bevestig, want dit word nog daagliks gedoen. Baie van die mense het wonderwerke wat hulle tot hierdie besef ruk van wie die Here is, maar die grootste werking hiervan is die Heilige Gees wat in ons werk om die geloof te vestig. Ons kan dit nie doen nie. Tog moet ons steeds geloofwaardige getuienis lewer. As ons nie geloofwaardig is nie, sal mense dit nie glo nie. Daarom die konfronterende vraag vanoggend: glo ons nog werklik wat ons aan hierdie wêreld verkondig? Glo ons nog in die opstanding en die lewe? En lewer ons nog 'n geloofwaardige getuienis? Mag die Heilige Gees ons ook so gebruik, dat as ons in die wêreld daar buite van die Here praat, dat ons ook geloofwaardig sal wees. Amen.
Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, Here, dankie dat ons vanoggend weer in die huis kan wees. Dat ons nou na U woord kon luister en dat U met ons gespreek het. Here, vestig ook so by ons die geloof dat ons 'n betroubare en 'n geloofwaardige getuie kan wees oral waar ons gaan. Here, werk met die Gees so in ons, spreek deur ons, dat die mense U kan leer ken en U kan volg. Maar Here, gee dat ons nie net sal vashou aan die getuienis nie, dat ons U sal toelaat om self ook die geloof te vestig. Here, dankie dat ons na 'n nat naweek, waar die reën geval het en die aarde nat is, kan weer stil word in dankbaarheid. Here, gee dat ons nooit sal vaskyk in die negatiewe van die wêreld nie, maar dat ons aan U sal vashou. Here, ek bid vir ons gemeente, vir al ons lidmate. Here, U ken die siektes, U ken die kwale, U ken die pyn wat ons beleef. Ons vra dat U ook genesing sal bring. Dat U ons sal dra en sal beskerm in 'n wêreld vol van die aanslag. Maar Here, dat ons in alles U sal verheerlik. Ons bid hierdie dinge alles nie in onsself nie, maar alleen in naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, as slotlied sing ons saam Gesang 267, Gesang 267, en ons gaan saam sing vers 1, 2 en 4. Gesang 267, vers 1, 2 en 4. Ons gaan dit staande doen, waarna jy staande kan bly vir die seën. Liefdes, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan lewe in sy liefde en in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees sy met u elkeen. Amen.
Geliefdes, ons gee dan nou geleentheid vir die opneem van die offergawes. Ek weet nie of Tannie Ronel haastig is nie, net eers dankie sê vir die speel van die orgel vanoggend, en dan Tannie Ronel verjaar hierdie week die 23ste, so net vir Tannie ook baie geluk sê, mag die Here vir Tannie ryklik seën in die nuwe lewensjaar, mag dit 'n wonderlike en 'n vreugdevolle dag vir Tannie wees. Geliefdes, net die volgende afkondigings namens die kerkraad. Ons voorbidding, ons dink aan ons gemeente en al ons lidmate. In besonder dink ons aan Louis Niemand, wat aansterk by die huis na sy blinde darm wat gebars het. Dis maar 'n lang pad wat hy voor het om gesond te word, maar ons dink aan hom. En dan dink ons aan Luca en aan Ilan, wat gediagnoseer is met kinkoes. En die hele familie, klink my is in kwarantyne en al die goeters, want is hoogs aansteeklik, so ons dink aan hulle ook en ons bid vir hulle en dit alles. En dan, ek het vanoggend vergeet om te vra, hoe gaan dit met hom Koos ook? Baie beter, ons dink nog aan hom Koos. Iemand het laasweek, toe kom hulle by my toe vra, hulle het ek gehoor nou van die been, so ek wonder of die gemeente almal weet, maar na die toon afgesit is, het dit bietjie beter gegaan en toe weer bietjie slegter, en toe het hulle uiteindelik die been afgesit, en ons is dankbaar, dit gaan al baie beter, die wond het oopgegaan, en daar was bietjie implikasies, maar dis ook nou weer alles beter, en ons is baie dankbaar daarvoor, maar ons dink ook aan hom Koos, in die tyd, as oom hulle volgende week so toe gaan stuur, asseblief ons groete ook vir hulle oom. Dan, geliefdes, verder, as u huisbesoek nodig het, buite ons normaal kan u my of die kerkraad kontak, dan vra ons dat u asseblief vir ons die kerkskiet van die 23ste Mei adverteer, en dat u dit op die eie kalender ook in rooi gaan omkring, en dit vir die baie duidelik maak, en dit onthou, dit gaan 'n lekker dag wees van saamwerk, saamkuier, en groot pret, maar adverteer dit ook asseblief so wyd as wat u kan, en dan as u borge, donasies, enigiets het, kontak asseblief vir Tannie Elsa, praat met haar, dat sy dit ook net by haar beplanning kan inwerk. Liefdes, dan, Susters Aksie Blom en Teebeerd vir die maand April is wijk 2, ons nooi almal om asseblief saam met ons 'n koppie koffie of tee te drink en saam te kuier, en dan vra ons nog vir klere, vir die klerebank, dit het sommer vinnig winter geword in die laaste paar dae, as u nou die klere ruil en so, as daar klere is, bring dit asseblief vir ons, dan kan ons dit weer insit. Verbondsonderrig open vanoggend hier in die kerk, dis les 10, en dan wil ek gou, ons het vanoggend so vinnig gekyk, dis nou volgende naweek en die naweek daarna, is 2 lang naweke. En dit beteken daar's nie verbondsonderrig nie. Maar, volgende Sondag se preek is spesiaal vir die kinders. Ons gaan bietjie praat oor hoe moet ek nou 'n getuie gaan wees van die Here Jesus Christus. Ek is dan mos so klein, ek is nog nie 'n groot mens nie, ek het nog nie veel invloed op hierdie wêreld nie, so hoe kan ons getuies gaan wees in die wêreld? So asseblief kom volgende week die kinders, dit is nie as die skool 'n lang naweek het dat die kerk se deure toe is nie, dit is spesiaal vir jou, maar die groot mense moet nou nie wegbly oor dit 'n kinderpreek is nie. Jaco sê dit vandag, hy is nog steeds 'n kind. Ek sal altyd my ma se kind bly, so asseblief kom ook, baie keer leer ons meer in kinderpreke, maar ja, volgende Sondag is dit dan so.
Dan boodskappers vir die maand Maart en April is in die saal beskikbaar. Die tema is ruimte. Neem vir u gerus 'n eksemplaar en lees hom deur, dis baie insiggewend. Vir die jaarstaai die week, die 22ste April is Valerie Pretorius en die 23ste is Tannie Ronel. Ons het nou vir haar geluk gesê, maar Valerie, baie geluk vir jou ook in hierdie nuwe jaar. Mag dit vol vreugde, vrede en genade wees. Mag die Here vir jou ook nog baie jare spaar. Liefdes, dis die afkondigings. Kom kuier lekker saam met ons, kom drink 'n koppie koffie, dan hoop ek u 'n geseënde week wat voorlê.